IFSA, Prosperity in Progress. Nou ja, die hoof van beleggingsstrategie en uitvoerende beampte van IFSA vanoggend hier by ons in die ateljee, Frikkie van Loggenberg. Goeiemôre Frikkie. Môre Fransos, Hoe gaan heerlike dit? reënerige dag vanmôre. Nee, ek sê vir jou sê dit te lekker hier in Pretoria. Die begrotingsrede hierdie week wat plaasvind, wat dink julle moet die minister op fokus? Wel, daar's wat ons graag wil laat gebeur en is wat ons dink gaan gebeur. So ek dink die fokus gaan meer oor belastingeffektiwiteit van hoe om die belasting beter te kan invorder om natuurlik die inkomste van die land te verseker. En ons kan maar net in die nuus kyk om te sien daar's klomp industrieë of bedrywe en spesifieke mense ook wat nou nie so belastingpligtig is soos wat hulle nou moet wees nie. So daar is maar 'n groot fokus daarop, maar wat ek hoop regtig daarop is dat die fokus meer op die ander gedeelte is waar ons die alledaagse mense op straat 'n bietjie voordeel daai trek. Met ander woorde, fokus op ekonomiese groei, werkskepping, 'n milieu te stig of 'n omgewing te stig wat dit baie aantreklik is vir buitelandse beleggers om in Suid-Afrika te belê. Die ander ding is staatsskuld om dit beter te bestuur en daai gelde wat hulle inkry effektief te gebruik om weer eens die ekonomie te stimuleer, want hoe meer mense spandeer, hoe meer jy verdien, hoe meer belasting betaal jy. En natuurlik op 'n persoonlike vlak is om daai blokkruiping wat so elke nou en dan gebeur, wat mense nou nie besef nie, dit teen te staan deur om jou belastingtabelle bietjie aan te pas, jou rentekortings, jou kapitaalwinskortings aan te pas, asook jou boedelbelasting strukture of kortings daarom basies uiteen te sit. En dit sal op 'n individuele vlak ons mense kan help. Nou daar's 'n verskil tussen glo en vertrou. Ek glo hulle het alles wat nodig is, maar soos ek al my Bybel gelees het, daar's 'n groot verskil tussen glo en vertrou. Ek glo hulle het alles, maar vertrou of hulle dit gaan doen is iets anders. Jy het nou 'n baie interessante woord gebruik, blokkruiping. Ek het vasgehak daar. Wat beteken dit en wat is die invloed daarvan op my finansies? So, François, wat gebeur is elke persoon wat nou inkomste kry, hy het rente-inkomste, hy het salaris, pensioen, wat ook al die geval is, maak nou deel uit van sy belasbare inkomste. So, jy word belas volgens 'n spesifieke skaal. So, jy word op 0 tot 237.000 op 18% en dan die volgende blok is 26 en 31 en dan gaan dit so nou aan. Nou, as jy nie as die staat nie daai blokke aanpas volgens inflasie nie, gaan jy nou meer begin verdien, maar eintlik is dit net in 'n hoër belastingskaal of jou koers wat teen die belasting betaal is meer en dit het 'n groot effek op jou netto inkomste. So jou koopkrag word minder en minder en dit is nou natuurlik een van daai belastings wat hulle doodstil bly, maar ons betaal daarvoor. Gee miskien vir ons 'n praktiese voorbeeld van die impak. So, as jy nou gaan kyk, as jy R500,000 'n jaar verdien en jy gaan nou 'n verhoging kry van 6%, so dis nou R530,000 en jy dink okay, nee, ek bly nou by. Maar aan die ander kant nou ewe skielik moet jy 33% belasting betaal op daai ekstra R30,000. So jy dink jy gaan R30,000 meer inkomste kry, maar eintlik is dit net R19,000 wat jy mee kry. So as jy nou regtig inflasie meet, boer jy so 'n bietjie agteruit as jy nie jou dinge mooi posisioneer of mooi struktureer nie. En dis wat ons doen. Is ons maak seker dat jy nommer 1 dat jy die belastingberekeninge doen. Maak seker jy weet wat te verwagte is. Dan gaan kyk jy na jou produkte, jou strukture wat jy kan gebruik. Optimaliseer jou inkomstestrukture dat jy meer kapitaal van aard as rente, want kapitaal word op 'n baie lae koers belas as wat rente basies doen. So jy kan jou totale strategie kan jy so aanpas en gebruik jy produkte tot jou beskikking. Ons spaar mense op 'n gereelde basis honderde duisende rande net om daai struktuur aan te pas. Sjoe, Frikkie, ek weet julle het konsultasiesessies wat gratis is en ek dink jy kan vir ouens vertel wat behels daai sessies as mense julle ook kontak en meer inligting wil hê. Frikkie van Loggenberg van IFSA wat vanoggend hier by ons kom kuier het en onthou jy is baie welkom om hulle en hulle span onafhanklike finansiële adviseurs te kontak vir meer inligting waaroor Frikkie ook dan nou vanoggend spesifiek gesels het. IFSA, jy kan die woord kontak SMS na 48422. Kontak 48422. SMS kos R150 en BSF geld. Onthou, IFSA is 'n geregistreerde en goedgekeurde FDV BSF geld.